Dit het 2000 miljoen jaar gelede gebeur toe 'n allemintige meteoriet Suid-Afrika naby Vredefort in die Vrystaat getref het. Die eens plat stuk aarde is vandag 'n netwerk van koppies, klowe en valleie waardeur die Vaalrivier kronkel. Die Vredefort koepelarea is nie ver van die goudryke Witwatersrand nie. Mynmaatskappye prospekteer al jare in die koepel. Hier is goud, maar die gehalte en diepte van die erts, goudprys en werkgeleenthede sal buiten ekologiese kwessies bepaal om te myn of nie. 'n Maatskappy wat tans antwoorde op hierdie vraag soek, is JCI. Ons het nog glad nie besluit of mynbou wel sal plaasvind in hierdie koepelarea nie. Al die feite moet eers op die tafel kom en die nodige impakstudies, die initiële en dan daarna die gedetailleerde impakstudie moet voltooi word sodat daar bepaal kan word wat die impak van die mynbou sou wees op hierdie spesifieke omgewing. Enige idee van mynbou in die koepel bots lynrig met die planne van die Koepel Hoogland Bavaria, wat by Noordwes provinsie geregistreer is, en waaraan die meerderheid grondeienaars in die gebied behoort. Lede van die belangegroep wil ekotourisme bevorder, die gebied ongeskonde hou en mettertyd met behulp van borge 'n groot deel van die koepel omhein. Nie alle grondeienaars in die koepelgebied is teen moontlike mynery gekant nie. Op 'n vergadering wat onlangs by Venterskroon in die koepel gehou is, het belanghebbendes soos eienaars, ekoloë, plantkundiges en geoloë egter beswaar gemaak. Hulle het die mynmaatskappy op die uniekheid, sensitiwiteit en potensiaal van die gebied gewys. Die koste om eienaars uit te koop het grootendeels verhoed dat die destydse Nasionale Parkeraad die koepelarea in 'n natuurpark omskep het. Intussen het ekotourisme toegeneem. Al langs die Vaalrivier is daar vakansieoorde, konferensiesentra, avontuurkampe en rivierplasies waar hulle stedelike eienaars ontspan. Veral gewild is verskeie staproetes wat die voetslander deur verskillende habitats en oorblyfsels van vroeë beskawings neem. Navorsers stel veral belang in die argeologiese en antropologiese geskiedenis van die koepel, wat so ver terug as die steentydperk strek. Uiteenlopende habitats bied 'n tuiste vir plant- en boomgemeenskappe wat plantkundiges koppel aan die besondere geologiese struktuur wat deur die meteoriet se impak veroorsaak is. In die verskeidenheid veld- en bostipes word talle voël- en wildsoorte aangetref en die Koepel Bavaria beoog om van die wildsoorte wat hier voorgekom het te hervestig. 'n Toename in verkeer, geraas en waterbesoedeling word deur besorgde grondeienaars geopper as onvermydelike gevolge van mynbou. Hulle is bekommerd dat goudontginning die einde van die klowe se standhoudende fonteine met sy eie soortige mikrohabitats sal beteken. Ek het geen twyfel daaraan dat die Bavaria groep en ook buitebelange groepe absoluut alles in hulle vermoë sal werk om te keer dat hier nie gemyn word nie. Die potensiaal is ernstig om 'n geweldige groot geveg te laat ontstaan. Die mynmaatskappy het beswaarmakers verseker dat hy volgens wet versteurde gebiede moet rehabiliteer en dat hy ekotourisme en natuurbewaring steun. Tog word 'n impak op die koepel erken. Die impak op hierdie sensitiewe ekosisteem in die koepelarea sal definitief merkbaar wees as ons kyk na die tipe mynboumetodes wat ons dan beoog. Dit is juist die voorgestelde oopgroef en tonnelmetodes wat rehabilitasie onmoontlik maak en gekeer moet word, aldus Johannes van der Merwe, Bavaria leier. Ons gaan alles in werking stel, al moet ons internasionaal te werk gaan, maar alles binne ons vermoë sal ons voortgaan om hierdie aksies te stuit.
Die Koepel Bavaria groep is tans besig om nasionale en internasionale steun te werf om die Vredefort koepel as 'n wêrelderfenisgebied te verklaar. So hoop hulle om enige myn te verhoed om hier te kom myn. As hierdie area op 'n wêrelderfenisgebied verklaar word, sou dit 'n groot invloed hê op die besluit om wel hier te myn al dan nie. Dit is een van die aspekte wat ingesluit word in 'n omgewingsimpakstudie. 'n Onafhanklike en volledige impakstudie behoort oor minder as 'n jaar voltooi te wees. Intussen gaan die mynmaatskappy voort om inligting te versamel of en hoe die erts winsgewend ontgin kan word. Die goudprys, die land se ekonomiese posisie en werkloosheid sal bydra om die Vredefort koepel se lot te bepaal.